Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goed, ons tema vir vanaand is hoe lyk 'n floreerende lewe van 'n Christen, en die antwoord, dis op niks anders as op Christus gebou nie. Alles semi-cliché, Christenwoorde, as ons dit nou so sal gebruik, floreerende geloofslewe, hierdie ding waarna toe jy streef om die goeie lewe te hê, om dit regtig Jesus te volg en te kan sê, hoorie, dis regtig amazing, hierdie is regtig die regte pad waarna ek wil lewe. Ek glo as 'n jong mens, ek het nie gedink ek sal praat met mense en sê hulle is jonger as ek nie, maar ek moet dit dalk erken vanaand. Is dit ongelooflik belangrik wat se pad jy instuur met jou lewe. Jy weet, as ek nou amper moet dink aan 'n illustrasie, jy is soos 'n skip wat uit die hawe uitseil as jy nou half al jou ouers se geld op universiteit spandeer het en moet begin werk nou vir jou eie salaris en jou eie vakansie moet betaal, of jy weet, die lewe raak ernstig en dis asof jy nou 'n skip is wat nou uit die nes uit geskop word uit die hawe uit en jy moet nou die groot seewaters gaan aandurf. En dit is my altyd baie interessant, weet, as ek nou by 'n reunie is of ek is middeldertigs, so 'n baie desperate tyd, maar ek gaan nie met dit besig hou nie, maar dan begin jy sien hoe mense se besluit uitgeloop het. Jy weet, iemand het in hierdie rigting ingeslaan en jy sien, yes, like it, as jy met hierdie besluite wat jy regtig jou hele lewe offer vir jou werk net volhou, dan val daar 'n klomp goed uitmekaar uit. Jy's baie wel af, maar jou verhoudings is 'n gemors. Of jy is iemand wat 'n afgod maak van verhoudings en net om romantiese verhouding te hê is alles vir jou in die lewe en jy dink dit gaan my gelukkig maak. Dan sien jy iemand wat op die einde van die dag sy lewe daarvoor gegee, hy of sy, en daar's baie verwoesting wat in daai besluite lê. Dinge raak ernstig, jy weet, as jy begin terugkyk. Jy het vriende wat skei ewe skielik, jy het vriende wat werke verloor, mense wat jy afstaan in die dood. Die lewe het maniere wat dit uitwerk. Soos asof hy skip wat uitseil 'n klomp besluite geneem het en die see was rof en hy's op plekke geskommel en daai afstande raak wyer, soos wat jy dalk besluit om jou eie pad te volg en nie dalk op iets stabieler te bou as wat die waarheid is nie. En dis hoekom ek argumenteer, vanaand is jy op die belangrikste plek wat jy kan wees, nie omdat ek hier is of omdat Maddie diens lei of iemand wat jy hier ken jou hier wil hê nie, maar omdat jy wil hoor wat God te sê het, wat God in sy woord sê. Want die wonderlike ding van die Bybel is dat dit eintlik 'n stelling inneem van, nommer 1, sy naam is Bybel, is the book. Jy weet, dis nie 'n boek nie, dis die boek. Jy weet, die waarheid, die boodskap wat hier binne is, wil vir ons sê, maar luister hierso, as jy jou lewe inrig volgens A tot Z wat hier binne staan, kan jy met sekerheid weet, jy loop op die beste pad wat jy kan doen. Daar is niets anders nie. Dis wat Christendom so radikaal maak. Dis nie 'n geloof wat sê, weet jy wat, ek gaan saam met jou kan werk met jou al jou ander goedjies waarvan jy hou nie. Dis 'n geloof wat sê nee, dis hierdie pad. Die ander paai het 'n mindere waarheid. Nancy Pearcey het 'n ongelooflike boek geskryf wat my baie beïnvloed het, wat getitel is Total Truth, wat sê hoe die evangelie 'n totale waarheid is. Dis nie iets wat 'n gedeelte van die waarheid het nie. Baie filosowe sê Christendom of geloof is soos hierdie olifant wat ons almal probeer aanvat, wat geblinddoek is, en een is op die stert en sê, nee, maar dis waar die lewe gaan, en ander een is hier nie in die horings, en hulle sê, o ja, hierdie is waar Christendom gaan, of hulle is hier in die slurp, of in die oor, of waar ook al. Maar eintlik, met Christendom, probeer Christendom vir jou sê, nee, dit is 'n olifant. Dit is hoe dit aan die voorkant lyk, dis hoe dit aan die agterkant lyk, dis hoe sy vel lyk, dis hoe sy voete lyk, dit is Christendom. 'n Lang filosofiese inleiding wil dit probeer sê, dat Christendom hierdie standpunt neem. Die boek van Kolossense bevind die kerk in 'n soortgelyke plek. Hulle bevind hulle op 'n plek waar dit 'n baie pluralistiese samelewing is. En wat ons met pluralisties beteken is daar's 'n geweldige hoeveelheid invloede. Dis die moderne wêreld. Die Jode het nou half tot 'n val gekom. Daar is die mekaar invloede van verskillende gelowe, mense wat snaakse goed aanvang, gode probeer bevredig.
of dit nou van 'n Romeinse agtergrond is en of dit van 'n Joodse kant kom en of dit van net 'n mengelmoes van goed kom, daar's 'n magt om invloede. Mense doen alles wat hulle wil om hulle self te probeer vind in daai wêreld. En so ons is nou ver uit Jerusalem uit, so Christendom begin nou al in daai moderne wêreld inbeweeg. Maar die geloof is jonk. Daar's nog baie vraagtekens, hoe werk dit, want julle is half met die Jode, maar julle is eintlik nie Jode nie. So daar's baie vrae, jy weet, bietjie anders as wat ons onsself bevind in geskiedenis, maar eintlik presies dieselfde in die wêreld waarin ons lewe. Waar daar, as jy vandag hier uitloop en jy tel jou foon op, of jy kom by die werk, of jy begin swat, is daar soveel invloede wat jy het. Denkwyses, maniere wat kulture dink, mense wat sê, lewe so, of spandeer jou tyd op dit, of dat, dan gaan jy werklik gelukkig wees. So met daai agtergrond wil ek graag hê ons moet na Kolossense kyk, want ek glo dis die boek wat vir my die meeste rigting gee, as ek voel, my wiele kom af, en ek verloor perspektief, en ek weet nie waartoe gaan ek nie. Soos Johan Versterpoen, dit seker al hier gepreek, nie regtig nie. Julle hou hom onder die radar. Maar Anne Johan by Ligpunt het met my eintlik toe ek op net begin werk, het ook deur Kolossense gewerk en ek het dit so waardevol gevind. En die Here se soewereiniteit het ek hierdie gedeelte nog baie in die bediening gebruik, ons het daagliks om kerkplanters op te lei. So dis iets wat baie naby aan my sit, omdat dit soveel rigting gee in 'n baie de mekaar wêreld. So ek gaan julle nie langer entertain om te sê julle moet luister nie. Maar ek wil hê ons moet saam na Kolossense kyk. Ek gaan stout wees. Ons gaan 2:6 tot 8, hoofstuk 2:6 tot 8 is die grondgedeelte gebruik, maar Paulus verduidelik wat hy bedoel daarmee in die res van die brief. So ek wil jou uitdaag ook vanaand, as jy nie weet om te doen nie, gaan kyk weer deur Kolossense. Ek gaan vir jou net 'n lusmaker gee om die res van die brief te gaan lees en tyd te spandeer daar, om regtig te worstel met dit, want ek glo daar's regtig iets spesiaal wat die Here vir ons openbaar deur Paulus in die boek wat hy vir ons gee. So 2:6 tot 8. Ons het dit nou net gelees ook. Anne Johan het vir ons gelees. Ek lees dit weer vir ons. Therefore, ek lees in die ESV, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Vers 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Dis 'n baie eenvoudige ding wat Paulus vir ons probeer sê hierso. Hierdie gelowiges wat hy obviously hart voor het, die evangelie mee gedeel het en sien hoe daar geloofsgroei plaasvind in hulle lewens, het hierdie pluralistiese wêreld begin amper het in die kerk begin inkruip. Nou ek dis vanselfsprekend dat dit sal gebeur. Jy weet, as daar sterk invloede daar buite is wat vir die hele tyd sê dis wat jy moet doen om 'n goeie lewe te hê, beïnvloed dit hoe jy die Here dien, hoe jy met sonde deel, jou eie gebrokenheid, en hoe jy stem. Jy weet wat se pad gaan jy in. En Paulus maak 'n baie profound punt hier. So hy sê, soos wat julle Christus ontvang het, bly in hom. Moenie aanbeweeg na iets anders toe nie. Daar is verskriklik baie ander filosofieë daar buite, maar bly in Jesus. Moenie aanbeweeg na hierdie ander goed wat baie aanloklik lyk en hierdie ander ouens so proklameer. Hulle het groot billboards daar buite in Kolosse. Jy weet, dit is baie impressive. Hulle het wit tande, baie sterk, mooi girls. Jy weet, alles lyk reg, groot karre. Jy weet, moenie daarin vasvang nie. Julle het Jesus ontvang, bly in hom. Nou dis baie interessant van Christendom. Dis omtrent die enigste geloof wat sê bly by die fondasie van die fondament. Moenie aanbeweeg en sê hoorie ek wil die eredoktorsgraad in Christendom hê nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die krag van Christendom bly in die evangelie boodskap. In dat Jesus het gekom om 'n lewe te lewe wat ons nie kon lewe nie, om 'n dood te sterf wat ons nie kon sterf nie. Hy het die dood oorwin, sonde oorwin, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God en kom terug om te oordeel. Ons is gebore in sonde, die wêreld gerebelleer teen God en God het hierdie verlossingsplan gemaak om sy eie oordeel en toorn te bevredig sodat ons in verhouding met kan lewe die wat na hom toe draai. Daai boodskap, daai evangelie boodskap is presies die boodskap wat jou bly laat groei en ontwikkel as 'n gelowige. Dis profound. Meeste ander gelowe het 'n mag wat hulle hou op mense en dis wat die reformatie eintlik herontdek het, is dat
jy moet nog bietjie presteer voordat jy God bevredig. Jy moet nog bietjie harder probeer en hoër spring, want dan is jy eintlik 'n ware Christen, of dan gaan jy eintlik verandering in jou lewe sien. Ons het baie van dit in vandag se tyd, waar jy hierdie ouens het wat sê, gee vir my geld, en ek gaan vir jou bid en ek gaan jou gesond maak, of bid harder en God gaan jou genees van hierdie sonde in jou lewe, of praat in tale en dan gaan dit jou beter gaan, of wat ook al dit mag wees, ons sal bietjie meer daar praat. Maar daar's baie van sulke goed wat in 'n dinamiek speel in ons wêreld ook. En Paulus sê, bly gewortel in Jesus. Nou kom ons kyk gou hierso wat hy sê in vers 8. Hy sê, see to it that no one takes you captive by philosophy, so filosofie wat populêr is in die tyd, en empty deceit, so amper beskrywende voornaamwoord vir hierdie kulkunstenary wat hulle mense probeer verlei met hierdie filosofie. So daar's ouens wat obviously invloed gehad het in Kolosse, en hulle het hierdie gelowiges vasgevang met hierdie idees. Daar's verskillende maniere wat hy het beskryf. As saam hy wil volg om te glo ek praat die waarheid. Kyk in Kolossense 2 vers 20 tot 23. Hy beskryf dit so 'n bietjie meer daar. Hy sê daar, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why as if you were still alive in the world do you submit to regulations? So daar's verskillende goede in hulle tyd waaraan mense hulle aan blootgestel het en onderdanig gemaak het aan. So net maniere hoe die kultuur moes werk. Jy weet, op hierdie tyd moet jy dit doen, op daai tyd moet jy daar wees. Mens kan nou lank ingaan met daai details, maar dan double-klik hy so 'n bietjie aan, sê hy, do not handle, do not taste, do not touch. Okay, so dis 'n wettiese manier wat die samelewing nog gewerk het. So hierdie tyd doen jy dit, daai tyd doen jy dat, jy doen nie dit nie, maar jy doen dit. Daar's maniere wat die samelewing oor goed gewerk het. Elke kultuur en tyd het sulke tipe goed. As jy vat wat net populêre kultuur is in ons wêreld, ons globale wêreld, is dit baie meer van 'n toleransie vir almal. Daar's 'n wêreld van tolerance. Ons moet net almal verdra in die wêreld. Dis 'n baie populêre ding in ons tyd. So as ek iets sê wat offensive is oor 'n ander kultuur of 'n groep, dan is ek onmiddellik uitgemaak asof 'n rasis of 'n mens met haat in my hart of 'n bigot name wat populêre kultuur gebruik. Dis nou maar net 'n voorbeeld in die wêreld waarin ons lewe, waarin ons is. Maar dan kom dit na die kerk toe ook, waarin julle julleself sal bevind. Baie van ons kan dalk vanaand hier sit en sê, weet jy wat, ek moes vanaand kom, ek wil nie regtig kom nie, maar ek moet kom want dit is die regte ding om te doen. Met 'n hart van, ek gaan God dalk bevredig as ek hier so sit vanaand. Ek gaan dalk God gerus stel as ek in die middel van die week by ons selfgroep uitkom. Ek gaan God bevredig as ek mooi bid, as mense vir my sê ek's regtig 'n goeie Christen, ensovoorts. Hierdie goed werk uit soos dit uitgaan. Ek dink een van die grootste goed in ons jonger kultuur is 10-1 hoe ons moet omgee vir almal en in touch wees met die kultuur om ons, die wêreld om ons, al die issues wat daar is. Dit maak jy ewe skielik woke en almal, jy weet wat aangaan met die wêreld om jou. Maar daai goed is oral. Elke kultuur en tyd en plek het dit om hulle. Maar dan gaan hy aan. Wat hy sê daar is, hy sê these do not handle, do not taste, and they all perish as they being used according to human precepts and teachings. En sê vers 23, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So okay, dink gou net daaraan, né? Ek gaan julle gou hierdie woorde probeer verduidelik. So asceticism, wie weet wat dit is? Okay, Lukas, maar jy's wys. Hy het te veel jare onder die belt. Hy's ook 'n mid-30. Maar asceticism is 'n manier waarop jy jouself ontneem van plesiere. Soos wat hedonisme, 'n manier om te lewe vir absolute plesier en geluk op jou eie terme, is die een ekstreem. Die teenoorgestelde van dit is asceticism. So jy's verskriklik hard op jouself. Jy ontneem jouself van plesiere. Nie net ek gaan nie hierdie chocolate eet of ek gaan my 6de koffie vir die dag drink of ek gaan regtig te veel eet vanaand of wat ook gluttony kan wees, maar dis 'n manier wat jy jouself ontneem van goed in die lewe. Wat 'n populêre sienswyse van daai tyd was. Mense wat eintlik 'n hoër spiritualiteit uitleef sodra hulle self ontneem daarvan. Nou al die goed het 'n mate van waarheid. Ek bedoel, jy kan nie net hier uitgaan in Pretoria en eet wat jy wil nie. Jy gaan 'n diabetes word en op 40 dood wees van een of ander hartkondisie. Jy kan nie. Maar daar is wysheid in dit, maar dit is nie die gospel nie. Dis nie die goeie nuus in en van dit self nie. Deur jouself net te ontneem van goed, gaan dit nie regmaak nie. Nou die een wat dan die maklikste is dan om te sê is severity to the body.
Nou as julle net vat, hoeveel druk is daar? Iemand het onlangs 'n artikel uitgebring op jong meisies wat uit skool uitkom in die stad. Die geweldige hoeveelheid druk wat Instagram en Facebook op 'n jong meisie sit van hoe sy moet lyk, wat sy moet aantrek, nie net haar figuur nie, maar hoe sy moet lyk. Dis geweldige druk en ons begin onsself fix en regmaak om in lyn te wees met dit. Ons begin ons vlees druk en forceer om in 'n sekere manier te lewe. Maar dit gaan vir my 'n rapsie dieper as dit. Daar's eintlik 'n worstel hier waarvan Paulus praat wat nog erger is. En dit is hoe hanteer jy jou vlees? En ek bedoel hier met daai donker goed wat agtertoe deure gebeur. Daai Pieter wat ek sien as nie almal kyk nie. Wat jy skrik en jy sê, wow, het ek nou net dit gesê? Is dit regtig hier binne? In wat jy dink, maar baie keer wat ons doen, dis wanneer ek groot skrik. Wanneer ek iets doen wat ek sê, hierdie was donker. Wat ek nou net hier gedoen het, is nie net Christen nie, maar dit is donker. Dit sal ek dink sal die donkerste Hitler tipe persoon, maar ek het dieselfde donker in my hart. Hoe deel jy met dit? Want wat Paulus hier sê is, daai goed om op jou vlees hard te wees en te sê, ek gaan my vuiste wit maak en hard maak, ek gaan deur hierdie ding kom, sê hy werk nie. Dis 'n crazy gedagte, né? En ek hoop dis vir jou eintlik slegte nuus as jy iemand is wat hard probeer. Baie van ons A-tipes wat regtig als reg kry en altyd 'n A kry. Hou daarvan om dit baie keer te doen. Dis amper hoe ons cope met ons lewens. Maar dit stop nie die monster daar binne nie. Ons vlees wil nog steeds baie keer uitbreek. En die vraag is, hoe keer jy daai monster om uit te breek? Want Paulus sê hierso, dit gaan nie help om jou self op hart te wees nie, om jouself te ontneem van plesiere nie, of om te sê, ek gaan nie hierdie aanraak nie, en ek gaan nie aan dit raak nie, ek gaan hierdie doen. Daai is nie genoeg nie, jou wilskrag is nie genoeg om dit te beheer nie. So nou is die groot vraag, maar hoe dan, Paulus? Hoe Here, moet ek lewe, dat ek nie my eie lewe verwoes, oor dat ek kwaad word by die werk, of op my universiteit, of met 'n pel, of met my meisie, en iets sê wat ons verhouding verwoes, of my werk kos, of wat ook al nie. Hier is die antwoord. Dankie dat julle gevra het. 3 vers 1 tot 4, ek gaan dit vir ons lees, en dit maak die punt vir my verskriklik duidelik. If then you've been raised with Christ, en Paulus kla hulle amper aan en sê, hey, ek het vir julle gesê, julle moet in Jesus bly. If you then been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God, and set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. So kom hier 'n paar profound gedagtes wat Paulus hier deel. Wat hy sê, okay, Paulus, ek moet pas op vir ek gaan op my eie probeer. Ek moet pas op vir mense wat sê ek moet op so 'n manier lewe of op so 'n manier lewe. Wat is dan die regte manier? Hoe kan ek my vlees nie net in toom hou nie, maar eintlik hernuwing sien? So die woord wat ons in die Nuwe Testament gebruik, of in teologie gebruik, is heiligmaking, jou sanctification. Hoe word ek Pieter tyd 0 of Pieter tyd stip 2 meer heilig, 'n beter Pieter, een wat meer liefde uitstraal? Hoe werk daai proses? En hierdie is die antwoord wat Paulus gee. En dit is glad nie profound in 'n sekere sin nie, want ons weet wat sy antwoord. Maar die impak daarvan is massief, soos ons dink hoe daai klein skip se rigting is waarmee hy invaar. So weer eens eerste sê hy, jy is opgerig saam met Christus. So soek die dinge waar Christus is. So daar's 'n spesifieke plek waar Jesus sit. En waar sit Jesus? Hy is aan die regterhand van God. Hy regeer. So ons het Paastyd nie te lank terug dit oordink nie, die hele Paasboodskap. Jesus het gesterf, opgevaar in die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en waar hy sal kom om te oordeel, wat ons sê in ons geloofsbelijdenis. Dis waar Jesus is op hierdie oomblik. So hy sê vir hierdie ouens in Kolosse wat voel asof hulle Christendom so bietjie tandloos is. Daar's nie regtig genoeg krag om op te staan teen die filosofie van hulle tyd nie. Jy weet, hulle moet so bietjie iets inmeng saam met hulle Christendom, en hulle moet voel om hulle eie sondigheid te oorwin, moet hulle so bietjie meer presteer op hulle eie. Hulle moet so bietjie die heiligmaking op hulle eie inneem en op hulle eie probeer om beter te word. En hier sê Paulus, nee. Fokus op waar Christus is.
Nou dis 'n ongelooflike bemoedigende boodskap, want dit beteken dis nie op Pieter of Matt of myself aangewese nie. Dis want Jesus regeer. So die antwoord wat ons vir onsself moet sê wanneer ons in daai oomblik is wat ons voel, maar weet jy wat, ek moet inwees by hierdie ouens by die werk, of ek moet inwees by hierdie pelle of hierdie sosiale kring, ek moet hierdie filosofie aanneem, ek moet my onderwerp aan hierdie subkultuur waarin my vriende is die waarheid, nee, Jesus is my koning, ek weet waar hy is, hy regeer, en ek maak my lewe onderdanig aan sy heerskappy. Ek weet hy werk in my lewe. So dis die eerste plek. Paulus sê vir ons, weet waar Jesus is. Dan sê hy, jy kan dit alleenlik vir jouself preek, want jy was dood, en nou lewe jy saam met Christus. So kyk gou daar in vers 4, vers 3, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Okay? So daar is my ongelooflike kragtige prentjie van hierdie realiteit. Nie net fokus jy op Jesus as jou koning nie, maar ook die feit dat ek in Jesus weggesteek is. So onthou nou die filosofie van die tyd in Kolosse. Hulle moes op hulle eie probeer, hulle moes 'n klomp wette gehoorsaam, kulturele wette en goeie mense tevrede te stel. Maar hy sê jy's nou weggesteek in Christus. Ou Pieter is dood, nuwe Pieter lewe in Christus. Maar as God na my kyk, dan sien hy Jesus. Dis die grootste insult wat ek vir God kan doen in die evangelie as 'n Christen, om te sê, Jesus, jy het goed gedoen, maar ek gaan nog bietjie harder probeer saam met jou. Hoor julle? Want dan sê ek mos nou eintlik vir Jesus, jy het nie goed genoeg gedoen nie. Die lewe wat jy gelewe het, die dood wat jy gesterf het, die oorwinning wat jy bewerkstellig het, jou heerskappy is eintlik nie voldoende nie. Ek gaan nog so 'n bietjie bysit. Hoor julle wat se klug is dit eintlik as ons so probeer lewe? En veral in 'n wêreld waarin daar soveel versoekinge is en soveel invloede is en stemme is wat vir jou probeer sê hier is die 3 stappe tot 'n beter jy, of jy moet met hierdie cool crowd uithang, of jy moet hierdie werk hê, of jy moet hierdie amazing eat pray love trip doen om eintlik ware Christendom te ontdek. Dis 'n absolute leuen. Die waarheid is om in Jesus weggesteek te bly. En dis die wonder van die evangelie, want dit beteken ek kan nou ontspan. Die druk is af. Ek moet op Jesus roem. Ek moet meer oortuig raak van hom as my koning en my Here in my lewe. As ek weer daai donker van myself sien, dan moet ek onthou Jesus het gesterf vir hierdie dooie mens. Daai Pieter is dood. Hy het 'n nuwe Pieter moontlik gemaak in Christus, maar ek is weggesteek in hom. Dis 'n ongelooflike kragtige prentjie van die evangelie wat Paulus vir ons hier gee. En nou vra julle almal vir my, maar flip, dis moeilik. Moet ek nou net agteroor sit en dan nou sien hoe God alles net self fix? Ek het probleme. Ek het dinge wat moet gebeur in my lewe. Jy weet, ek moet môre opstaan en ek moet gaan werk. Ek moet deel met myself. Ek het stikkend hier binne. Hoe maak ek? En dis verskriklik behulpsaam vir my. Vers 5. Put to death therefore what is earthly in you. Einde van vers 5 sê which is idolatry. So bly weg van afgode. Dit is maar soortgelyk soos hierdie filosofie, maar is 'n sekere manier waarna ons na krikke toe hardloop om ons gelukkig te hou. So soos wat jy in Jesus weggesteek is, sê Jesus, bly weg van hierdie afgode wat vir jou die goeie lewe beloof. 'n Groot genoeg bankrekening, 'n nice genoeg kar, huis, staf, of hierdie verhouding, of hierdie ultimate ding wat my gelukkig gaan maak. Dis die great vraag om jouself te vra. As ek geweldig ongelukkig is, wat is dit wat my so ongelukkig maak? Daai ding is gewoonlik die ding wat 'n afgod is in ons lewens. Of daai ding waarvoor jy al jou krag en energie gee om te sê, dan gaan ek werklik betekenis en die goeie lewe kan hê. Dis gewoonlik afgod. Jesus sê, maak daai goed dood. Veg teen dit. Ons almal het sulke goed in ons lewens. En dan die laaste punt wat hy sê is vers 12. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you must also forgive. En dis die eerste doen deel hierso. Hoor julle hoe werk daai logika? Wees in Christus, weggesteek en oortuig van waar hy regeer. Sit af, maak dood hierdie ou self en sit aan hierdie nuwe lewe
van Christus. Nou om vanaand hier te wees is eintlik 'n mate van dit. Om in gemeenskap te lewe beteken ons maak mekaar seer, daar is opinies oor mekaar, daar's hierdie plek waar ons onder Jesus se heerskappy probeer saamlewe. Daar's 'n meervoud lewe daar waarvan hy praat van meer as een mens. Dit wat jy op jou eie doen nie. So die enigste doen hier eintlik is vir ons om te sê ons moet dit saam doen. Om hierdie ongelooflike klein gemeenskap volgens nommers te hê, is eintlik 'n ongelooflike voorreg. Dis die voorreg van 'n gelowige om saam met ander gelowiges hierdie worsteling te kan uitleef in 'n baie pluralistiese lewe. Nou oké, ek wil dit net nou saamtrek. So hoe lewe 'n gelowige, of enige mens, die beste, standvastigste lewe in hierdie wêreld? 'n Lewe wat nie net werk nie, maar 'n lewe wat floreer. Ten spyte van al die strome en dinge wat na sy kant toe kom. Wel eerstens bly weg van filosofieë en mense wat agter daai filosofieë sit wat jou wil probeer vasvang dat jy nie vir Jesus kan raak sien nie. So top 2 is sien vir Jesus raak in wat hy vir ons bewerkstellig het in die evangelie. Jy was dood in hom, jy het lewendig geword, jy is weggesteek in hom en jy rus in dit. En dan maak ons dood die afgode in ons lewe en sit aan hierdie gemeenskap wat ons saamlewe en dit beoefen saam met mekaar. Dis 'n verskriklike eenvoudige, maar profound manier wat die Here ons aanmoedig om hierdie lewe saam te lewe. En dis my hoop vir julle is dat soos wat julle in hierdie wêreld uitgaan en soos wat julle as jong mense in die pad aanhou bly loop, laat dit vir jou sal hoop en lig bring soos wat dit vir my gebring het, om te weet dat dit so bitter eenvoudig is. Om te weet dat ek ander broers en susters nodig het wat hierdie pad saam met my loop, wat my herinner hieraan dat dit so eenvoudig is en dat ek nie 'n ander afdraaipad gaan vassit en 'n ander leuen glo wat daar buite is nie. So ek gaan vir ons bid en vra dat die Here dit waar maak in ons lewens. Vader, is 'n voorreg om na u woord te kan kyk en te kan sien hoe eenvoudig die evangelie is. In 'n sekere sin, maar tog is dit die krag van God wat tot volle werking kom soos in Romeine 1:16 sien. Leer en ek bid vir elkeen wat u voor my sit vanaand en vir myself leer dat ons werklik die evangelie sal glo. Dat ons nie hartseer mense sal wees wat kerk toe kom, die evangelie hoor, maar dit nie toepas in ons lewens nie. Dat ons mense sal word wat die waarheid van Jesus wat die lewe geleef het wat ek nie kon lewe nie, wat nie een van ons kon lewe nie, om u heilige standaard te bevredig nie. Dat ons daarin kan rus, Vader, dat ons nie op ons eie sal probeer om by u uit te kom, ons eie prestasie nie, Leer. Ons het soveel stemme in ons lewens, ouers, vriende, kollegas, Leer, wêreldbeelde en sienings, Leer, wat ons so vashou en beïnvloed, Vader, en ons pleit by u genade vir u Gees om ons die waarheid te openbaar, veral in daai moeilike plekke in ons lewens, daar waar ons seer het en hartseer, waar ons sukkel om hierdie waarheid te glo, waar ons ou lewe, waar voor ons eintlik dood gegaan het in u, ons terugroep en ons herinner van ons gebrokenheid, pleit ek dat ons die waarheid sal glo, dat ons in Jesus weggesteek is, deur ons geloof en ons vertroue in hom. Vader, mag hierdie goed bly openbaar in ons lewens, waar daar moontlike afgode is wat ons vasvang en verstrengel, waar ons sukkel om u werklik te sien, waar daar krikke is waarop ons staan, in plaas van om werklik in geloof agter u aan te loop, Vader. Weer en dan bid ek vir die gemeenskap van ons aandiens, Leer, dat u hier sal bly werk, dat u hierdie werk wat aan die gang is deur u Gees en u woord, dat u dit sal bly aanblaas en aanwakker in elkeen wat hier is. Ons dink aan die wat vakansie hou en wat weg is vir die naweek, Leer, dat u in hulle harte ook sal werk en hulle oë sal oopmaak om u duideliker en siner te sien as ooit van tevore. Leer, en dat ons hierdie melk van die evangelie sal indrink en werklik sal volwasse word en standvastig sal word in ons geloof, sodat ons 'n lig sal skyn in Pretoria en in ons stad en in die wêreld waarin u ons geplaas het, Leer, wat u laat goed lyk, wat in hierdie pluralistiese wêreld 'n lig sal skyn wat vir mense hoop bring en lig bring en dat ons die goedheid daarvan sal proe, wat werklik vir ons hoop en vreugde bring. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.